Ons is hier om u woord te hoor. En daarom bid ons dat u vir ons die genade sal gee om verby die woorde van 'n mens, Here, u self te hoor, dat u aan die woord is. Ons mag daarna om u te hoor. Ons mag daarna dat daar iets in ons lewens sal gebeur, dat daar 'n stuk vervuldheid in ons lewens sal inkom. Daarom is ons gebed, spreek Here, want u diensknegt en u diensmeisie luister na dit wat die Gees van God vir sy gemeente wil sê. In Jesus' naam, amen. The pimp said, you can't make any money having a baby in the oven. We have got to kill this baby. They kicked her in the stomach. They fed her alcohol. They gave her drugs. They took a hanger and stabbed the baby over and over again. But the baby would not die. The baby was born 2 months premature with no pancreas, a learning disability, a bladder too small, unable to function, a severe stutterer. We call it a trick baby. Nobody wants the baby. No hope, no future. Kill it was the word. That baby was me. I'm the lowest of the low. I come from the guttermost. I come from a hellish condition. And so when I would go to school, I couldn't talk. I stuttered so severely from the trauma. My mother had a madam who hated men. Her name was Dolores, and she was a sadist. And when she would watch me, she would take a broomstick and stick it in a place where no boy should have any object in his body. And when you are tortured like that, you learn 4 things. Don't talk, don't trust, don't feel, and pretend nothing is happening. And by age 10, I had had enough. I wanted to die. And in my school, they put me in a boiler room with other kids who were dysfunctional like me, where we would finger paint all day long. And yet there was a teacher, thank God for her, who had a Gideon Bible, and she came to my school and she saw kids like me as her mission field. And she would give me this Gideon Bible and read to me stories of dysfunctional characters who God used. She would say to me, Ronaldo, God uses greatly those who have been wounded very deeply. He will turn your pain into power, your wounds into wisdom. She had me read the story of Moses, who was also a stutterer. I began to understand that God did love a trick baby. Even as low as I was, there was hope for me and possibility. And when a child begins to understand the love of God and the power of his word and the possibilities, it changes everything. How can a young man keep his way clean? By taking heed according to your word. Your word have I hid in my heart that I may not sin against thee. I began to memorize the Bible, that Gideon Bible, reading 2,000 scriptures. And when you put that kind of word in a life, something begins to happen. My stuttering went away. I stopped wetting the bed. I stood tall. I became valedictorian, became a pastor, and preached until everybody in my family got saved. Why? Because somebody placed the Gideon Bible in a woman's hand that changed a life forever. Radikale gebeurtenis. Iemand wat so ons ongewens was, dat hy in die moederskoot, dat daar alles probeer is om hom dood te maak. Draadhangers wat gebruik is, skop, drank, slaan, dwelms, maar die babietjie wil nie doodgaan nie. En die verandering wat 'n Bybel, wat iemand vir hom gegee het, in sy lewe gemaak het. Ons skriflesing vanmôre is 2 Timoteus 3 vers 14 tot by hoofstuk 4 vers 4. Paulus skryf hier so, hy sê, maar bly jy by wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het. En omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken
wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel, en ook met die oog op sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf en bemoedig in alle geduld en deur lering. Want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wend. Ons vraag dan nou vanmôre, hallo, wie is dit wat praat? Ons kan dit anders ook stel. Is die Bybel 'n versameling van geskrifte van mense wat oor God praat, of is dit God wat deur mense praat? Vandag se mense, en ek het dit al so baie in die prediking voor u kom lê, die sekulêre mens, soos wat dit nou bekend staan, die wêreldse mens, wat God op 'n manier al hoe meer uitrangeer uit sy lewe uit. Die mens van ons tyd kyk anders na die Bybel. Die Bybel het vroeër jare 'n baie groot rol gespeel in die samelewing, ook in ons Suid-Afrikaanse samelewing. In 'n sekere sin sou 'n mens na ons Suid-Afrikaners op 'n stadium kon verwys as mense van die woord, want die Bybel was oral en maak nie saak watter vergadering ook al geopen moes word nie, is dat 'n predikant moet daar wees en met die woord en met gebed moet dit geopen word. En vandag is dit iets wat totaal verander het. Vroeër jare het ons by elke ete wat ons geëet het ons hoofde gebuig en vir die Here gesê, dankie vir die kos wat ons kan eet. In navolging van die Here Jesus, wat toe hy die brood gebreek het en uitgedeel het, het hy elke keer wat ons daarvan lees, het hy gedank en hy het dit uitgedeel. Vroeër was dit so dat jy het voor ete gebid vir die kos en vir die geëet daarvan, en dan na die tyd het jy nog weer dankie ook gesê. Maar al hierdie tipe van goed het net so uitgeskuif in ons lewens in. Die Sondag ook, wat 'n dag was waar ons gefokus het op God en die kerk en die dinge rondom God. Vandag doodgewoon, net so 'n gewone dag soos enige ander dag in ons lewe. Ons moet eintlik 'n ernstige besluit neem om kerk toe te gaan. Anders kan ons die dag maar net so aanwend. Ons kan terwyl die kerk-erediens besig is, kan ons rustig in die mall gaan sit en koffie drink. Kan ons inkopies doen waarvoor ons dink dat ons in die week nie voor tyd kry nie. So selfs gelowiges het nie gesleer geraak in hierdie stroom waarbinne die wêreld hom bevind, dat God nie meer 'n integrale deel van ons denke is nie. En dat dit doodgewoon maar in al hoe meer en meer afgemaak word, dat God eintlik nie, daar bestaan 'n God, ergens is daar sekerlik 'n God, daar's te veel misterieuse goed rondom ons in die lewe, om nie te kan dink dat daar 'n God is nie. Maar dat die Bybel sy woord is, waardeur hierdie God wat dan nou gemaak het, as hy alles gemaak het, die vraag is, het hy alles gemaak? Ons weet nie, maar miskien as hy nou daar is, die Bybel is in elk geval net 'n doodgewone boek, wat deur mense geskrywe is, en dit is mense wat gelewe het tot 3, 4.000, 5.000 jaar gelede, het hierdie mense geskryf, net soos wat mense vandag ook skryf, en hulle het geskryf hulle gedagtes en hulle idees, en hulle het rondom hulle gekyk in die skepping en al die dinge waarvoor daar nie vir hulle verklarings was nie, wat hulle nie lekker verstaan het, hoe dit moontlik is dat hierdie dinge kan gebeur nie, het hierdie mense begin dink en hulle het maar so begin neerskryf, en ook maar gesê daar is 'n God, en hulle het begin stories vertel, om iets van hulle verstaan van wie God is, om dit op 'n manier op papier te sit. En dit het voortgegaan oor eeue heen, vir 1400 jaar, 14 eeue lank, het mense geskrywe oor hulle belewenis
van God. Maar in 'n sekere sin is dit die mense wat so geskryf het, was eintlik maar half dom mense gewees. Hulle was nog so bietjie agter die klip in 'n sekere sin gewees. En nie eers geweet dat die aarde rond is nie. Gedink die aarde is plat soos 'n tafel wat op pilare staan. Wat gedink het dat die son om die aarde draai. Dis die mense wat geskryf het, en die moderne mens van ons dag sê dat hierdie boek op die ou end het geen goddelike gesag. Dit is net nog 'n boek. Dit is 'n fenominale boek om te dink dat mense oor soveel eeue geskryf het. En as 'n mens nou gaan kyk van die begin van hierdie boek tot aan die einde van hierdie boek, dan maak dit nogal een lyn. Dit is een prentjie wat so ontwikkel met verloop van tyd oor hierdie boek. So enige persoon daar buite wat enige literêre waardering het vir literêre werke, wat waardering het vir dit wat uit die antieke tyd ontstaan het, dit wat uit die geskiedenis uit na vore gekom het, sal groot waardering uitspreek vir die Bybel as 'n boek, om te sê dit is regtig, is dit 'n besonderse boek, dis 'n merkwaardige boek, maar dat daar 'n God is wat deur hierdie boek praat en aan die woord is, dit sal hulle nie erken nie. Nou, soos alles, het dit ook al meer op die kerk begin afvryf. Leef ons vandag ook met die persepsie binne in die kerk by baie lidmate, inderdaad dat dit maar net 'n boek is. Selfs teoloë, dat dit maar net 'n boek is. Dat dit 'n boek is wat 'n sekere groepie mense van 2000 jaar terug se idee gee van wie God dan nou op die ou end sou wees. Ek het al vir u gesê, ek het aan die tafel gesit met 'n jong geleerde dame, predikant, sy het predikant geword, ek het haar male geken, was by ons in dieselfde ring in 'n ander gemeente gewees, ek het haar nou maar ook so net so geken deur haar ma, sy het vir predikant gaan leer, en ons sit op die ou end by 'n synodesitting rondom 'n tafel, en ons praat oor 'n saak wat ons moes beredeneer, en ek beredeneer dit vanuit die woord van die Here, en toe op 'n stadium maak sy net 'n opmerking, maar dit wat in die Bybel staan, is maar net 'n idee oor wie God is. Daar bestaan nog baie ander bronne, nog ander literatuur waarvan ons moet lees. Onder andere ook selfs miskien die Koran 'n bietjie moet lees, om ook te sien hoe die moslems op die ou end, wat is hulle verstaan van God. Die Bybel is nie 'n boek wat vir jou regtig van God kan leer nie. Dit is maar net 'n boek wat jy kan vir jouself kan sê, maar goed, daai mense soveel jaar gelede, dis hoe hulle oor God gedink het. Maar vandag is ons omstandighede heeltemal anders. Ons is baie slimmer, ons weet die aarde is rond, ons weet die aarde draai rondom die son, ons het al hierdie mediese wetenskap, al hierdie ontdekkings wat ons gemaak het, ons weet hoe dinge ontstaan het, ons weet dat dinge met verloop van tyd, dat daar evolusie plaasgevind het, en al daai dinge, ons het vandag verklarings vir hoekom dinge is soos wat dit is. So ons moet nou vandag in ons tyd, moet ons vir onsself opnuut weer die vraag begin afvra, wie is hierdie God? As daar 'n God is, wie is hy? Hoe moet ons hom verstaan? Ons kan hom eintlik verstaan nie, ons kan ons nie op die Bybel verlaat om te verstaan nie, dit is tog belaglik om te dink dat daar 'n drie-enige God is, Vader, Seun en Heilige Gees. Om te aanvaar dat daar die Seun van God gebore is uit 'n maagd. Om te aanvaar dat hy, wat die Seun van God dan nou was, dat hy uit die dood uit opgewek is, en dit na 3 dae in die graf. Dit is ons nou doodgewoon met die kennis wat ons vandag het, is dit net eenvoudig nie moontlik nie. Daarom is die Bybel maar net 'n boek. Daai mense se verstaan van God. En die prediking, die woord van God wat verkondig word, is op die ou end maar niks anders as 'n motiveringspraatjie wat gelewer word. Net om mense weer 'n bietjie bewus te maak van die dinge in die lewe wat belangrik is. Om mense maar net 'n bietjie te inspireer en te motiveer, hoe moet hulle lewe inrig? Hoe moet hulle met mekaar omgaan op ordentlike en liefdevolle maniere? Want dit is vir almal tog belangrik, die liefde en die omgee en die dinge wat daar is.
So dis wat 'n preek is. Dit is nie God wat aan die woord is en wat met ons praat nie. Daarom kry jy dit vandag in NG Kerkgeboue, dat jy nooit by 'n dominee sal hoor dat hy bid in die naam van Jesus nie. Dat hy eintlik nooit in sy prediking na Jesus sal verwys op enige manier wat vir jou kan laat dink dat Jesus Christus inderdaad die seun van God is nie. So die Bybel het maar net hierdie ou boekie geword van daai tyd. Dit het geen goddelike impak en geen goddelike gesag op ons lewens van vandag nie. En dan leef ons leef in die tyd, dink ek, waarna Paulus verwys in 2 Timoteus 4 vers 3 wat ons gelees het. Daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Nie dat die wetenskaplikes nie 'n ongelooflik belangrike rol speel nie, want die wetenskaplikes is eintlik besig om God se skepping en God se wonderwerke vir ons eintlik te ontdek en vir ons eintlik oop te maak. Maar vir baie is die wetenskaplikes dit waaroor dit gaan. God pas nie in hierdie prentjie nie. Kennis, menslike begrip, menslike verstand. Dit is wat die belangrike rol speel en wat aan die orde van die dag is. Paulus sê ook in Timoteus 3 vers 14 en 15 wat ons gelees het, sê hy vir hierdie jonge Timoteus, miskien moet ek net nou in hakkies sê dat terwyl Paulus nou met Timoteus praat, as ons nou gaan kyk na hoofstuk 2, die aanloop na hoofstuk 3 en ons gaan kyk ook na 2 Timoteus hoofstuk 4, dan sal ons sien dat wanneer Paulus nou vir Timoteus aanspreek op hierdie tydstip wat hy lewe, dan was daar 'n tyd gewees waar dit in 'n sekere sin beter gegaan het. Maar dat die tyd wat die kerk van die Here nou inbeweeg, is juis hierdie tyd van onsekerheid en van aanslae. So dis nie nuut wat ons in ons dag beleef nie. Timoteus het dit reeds in sy dag beleef. Dat dit wat aan God toegeskryf word, die geskrifte wat aan God toegeskryf word, dat dit deur baie as belaglik afgemaak wil word. So dis inderdaad soos wat die prediker sê, daar's niks nuuts onder die son nie. Dit is maar net weer vandag dieselfde. Paulus sê dan vir Timoteus, maar bly jy by dit wat jy geleer het. Nou in hierdie tyd, waar mense in ongeloof verval, waar mense nie tot bekering kom nie, maar hulle self as dit ware ontbekeer en ongelowig raak, bly jy by wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het. En dan is dit duidelik dat Paulus hier verwys daarna dat Timoteus het baie geleer by sy ouma en ook by sy ma, en Paulus het ook 'n verwysing daarna in hierdie brief dat hy self ook vir Timoteus geleer het van God. En omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Die heilige skrifte kan ken wat jou verlossing gee deur die geloof in Jesus Christus. Duidelik hierdie prentjie wat geteken word van 'n ouma en van 'n ma, wat op die ou end hierdie heilige geskrifte, nou daai tyd het die Nuwe Testament nog nie bestaan nie. Paulus verwys hier na die Ou Testament, die Ou Testamentiese geskrifte, en hy sê dis heilige geskrifte. Dis nie maar sommer net boeke nie, dis nie sommer net mense se opinie nie, dis heilige geskrifte. En dit gee op die ou end, jou ouma en jou ma het dit vir jou geleer. Hoe wys die swartes van kleintyd af? Van kleintyd af is die heilige skrifte by jou ingeprint. Dit het gewoonlik gebeur in die lewe van 'n klein joetjie op die ouderdom van 6. Op die ouderdom van 6 moes die klein joetjie leer om die Ou Testamentiese boeke, die Hebreëse boeke, om dit te lees. Hy moes leer lees. Dit nie skoolboeke nie wetenskaplike boeke nie, maar dit was die boek
Dit was skrifte wat daar was om uit te leer, was hierdie heilige geskrifte van God se handelinge deur die geskiedenis met sy volk. Verder moes hy leer om die skrif uit sy kop uit te ken. Ek het groot geword met sonnaarskool, meeste van julle ook. Julle is net so mooi soos ek en net so oud soos ek om dit nog te kan onthou. Dat ons elke Sondag moes ons 'n teksversie uit die kop uit ken. En was dit nou 'n geskarrel en gesweet en baie keer nog 'n bekleierery ook voor kerk, want dan het jy nou nie Saterdag jou teksversie geleer nie en as ma nou as jy al hier in jou kerkklere staan, reg om kerk toe te gaan nog met 'n kortbroek, soetjie en baadjie daarby om reg om kerk toe te gaan, dan vra maar af jou. Nou wat staan daar in Johannes 3 vers 16? Dan ken jy dit nie en dan is daar moeilikheid, as so 'n klein geveggie voor jy in die kerk nou met vrede moet gaan sit. Ons leer nie eers meer 'n vers. Ons leer dit nie uit die Bybel uit nie. Dis die dominee se afdeling daai. Dis nie ons afdeling. Dit is een van die grootste leemtes wat daar in die kerk van die Here vandag bestaan. Een van die grootste leemtes. Want, sê Paulus vir ons, hierdie boek, hierdie woorde wat daar is, elke skrifdeel is deur God geïnspireer. Elke skrifdeel. Nou goed, hy het gepraat oor die Ou Testamentiese boeke. Maar Paulus het geleef in daardie tyd, waar God nog besig was om sy kerk deur sy seun Jesus Christus en deur die apostels hier op aarde te vestig. En was daar in hierdie tyd besig om nog heilige geskrifte geskrywe te word. En die Bybelse geskrifte is op die ou end geskrywe tot aan die einde van wat ons noem die apostoliese era. Nadat die laaste apostels oorlede is, het daar nie meer verdere boeke ontstaan, skrifte ontstaan, wat ons enigstens kan vergelyk met dit wat op die ou end in die Bybel bymekaar gekom het. So wanneer Paulus hier praat van elke skrifdeel is deur God geïnspireer, dink ek kan ons met die grootste vrymoedigheid kan ons dit aanvaar dat dit ook uiteindelik die Nuwe Testamentiese boeke sou insluit. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer. Hierdie boek wat ons het, is deur God ingegee. Pneunetos, theonetos, die Griekse woordjie wat beteken deur God geasem. Elke skrifgedeel, elke Bybelboek, is dit nie mense wat oor God skryf nie. In 'n sekere sin is dit God self wat aan die skryf is. Maar hy doen dit deur mense. Mense met hulle foute, mense met hulle tekortkominge, mense met baie keer nog 'n gebrek aan begrip, praat God deur mense. Soos wat God in Genesis 2 die asem in Adam ingeblaas het. En ons lees wanneer God in Adam se neus blaas, vind daar hierdie ongelooflike ding plaas, dat daar nuwe lewe kom. En hier sê Paulus vir ons is dit wat gebeur het met die skrywe van die Bybel. Deur mense geskryf, maar mense oor wie God sy asem geblaas het. En wanneer God sy asem blaas, dan gebeur daar nie niks nie. Dan gebeur daar die grootste dinge. Dan is die wind wat van God afkom 'n wind wat so sterk is dat dit rotse oopkloof. Dis wie God is, die Almagtige wat die ganse skepping gemaak het, van die kleinste selletjie in my liggaam tot die grootste groot heelal. En wanneer hy praat, dan gebeur daar dinge. Louis Giglio in een van sy preke, Indescribable, praat hy ook daarvan en hy verwys daarna en ek weet nie presies hoe die skepping plaasgevind het nie. Hy sê maar God het gepraat en daar het ongelooflike goed gebeur. Water en land is van mekaar geskei. Nie met handewerk nie, maar deur 'n woord
van God. En dit alles wat geskape is en wat deur die goddelike almag tot stand gekom het, kan ons vir 'n oomblik dink dat dit vir hierdie God te moeilik is om swakke mense in diens te neem om sy woord vir mense te kan neerskryf. So daardie persoon het daar gesit en geskryf met sy spelfoute en met al sy tekortkominge en gewonder oor dinge en hy weer partykeer het hy dinge oorgeskryf op die ou end, maar in hierdie proses was die Heilige Gees van God besig binne in daardie mens sodat dit wat uiteindelik daar sou staan beskou kan word. Kan ek dit so uitdruk? As God se woord in mensetaal. Mense wat vir mense geskryf het. Maar God wat op hierdie goddelike manier betrokke was by dit wat in hierdie hele proses gebeur het. Mense het geskryf, die resultaat wat ons vandag het, is dat dit die woord is van God aan die mense. Ons sê in die Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 5, deel van ons belydenis, ons glo sonder twyfel dat alles wat daarin, dit is in die Bybel, vervat is, nie omdat die kerk dit aanvaar het nie, maar omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat dit van God is. Wanneer jy glo, dan weet jy dit is die woord van God. Sonder twyfel, sê ons kerkvaders. Dis sonder twyfel. Daar's nie daaroor te redeneer nie. Hierdie boek wat ons in ons hand het, hierdie heilige geskrifte, 66 geskrifte, wat ons uit die ou tyd ontvang het, wat deur die eeue heen oorleef het, wat soveel pogings om die skrifte te vernietig, oorleef het, en vandag nog steeds oorleef. Ons is oortuig dat daardie skrifte is God wat met ons praat, nie omdat die kerk so sê nie, maar omdat die Heilige Gees iets binne in ons harte doen. Wanneer jy met hierdie boek besig is, wanneer jy hierdie boek lees, wanneer jy hom oopmaak en jy lees, dan gebeur daar iets binne in jou lewe, daar gebeur iets binne in jou hart, en dit is die Heilige Gees wat hierdie woorde iets binne in jou tot stand laat bring. Dit is hoekom ons oortuig is, dis die woord van God. Omdat die Gees binne in ons daarvan oortuig. En daarom is dit belangrik, broers en susters, dit wat daar op die skerm staan, dat ons sal onthou, jy kan nie vir enige mens oortuig daarvan dat die Bybel die woord van God is. Iemand wat nie aanvaar dat die Bybel die woord van God is nie, jy kan nie met redenasie en allerlei slipgoedertjies uiteindelik daardie persoon tot volle oortuiging bring dat die Bybel die woord van God is nie. Maar jy kan getuig daarvan. Jy kan getuig daarvan dat jy, wanneer jy hierdie woord lees, bewus raak daarvan dat dit God is wat met jou praat. Dat dit die waarheid is wat daarin staan. Dat geloof inderdaad is, soos wat in Hebreërs 11 vers 1 geskrywe staan, dat die geloof is om die onsienlike te sien, om dit wat nie gesien kan word nie, te kan sien, om in die bladsye van die Bybel te kan sien dat God 'n drie-enige God is, dat God 'n lewende God is, dat daar in sy seun Jesus Christus verlossing is, vergifnis is, dat daar vrede kom in jou hart, dat daar die versekering en die vaste oortuiging en die vaste verwagting is van 'n ewige lewe, van verlossing in Jesus Christus. Jy kan daarvan getuig, maar jy kan nie iemand anders daarvan oortuig nie. Paulus sê verder vir ons dat hierdie heilige skrifte speel 'n baie besondere rol. Dit onderrig ons, dit weerlê die dinge wat verkeerd is, dit wys in my lewe uit wat is verkeerd en hoe ek my lewe op die ou end moet inrig tot ere verheerliking van die Here. Dit voed my op, dit laat my geestelik groei, dit laat my ontwikkel in my verhouding met die Here, sodat ek op die ou end gehoorsaam aan hom sal leef. En dit is die wesensaard van die Bybel. Dit doen iets met die mens wat daarmee besig is.
Dit is die instrument in die hand van God. Dit is waardeur hy werk. As jy nie die Bybel lees nie, as die Bybel nie 'n belangrike rol in jou lewe speel nie, dan bevind jy jouself nie binne daardie ruimte waar God aan die werk is. Dit sê nie dat ons God kan beperk nie. God kan enige iets gebruik om enige iemand se lewe in te gryp. Hy kan 'n gebeurtenis gebruik. Hy kan een of ander gewaarwording deur sy gees oor jou laat kom wat jy bewus raak van iets en dit jou lewe verander. Maar die gewone manier waardeur God werk, en dit staan in die Bybel self, is dit vir ons so uitgespel, is dat God werk deur sy woord. Hy raak jou hart en jou lewe aan deur sy woord. Hoopelik kan jy in hierdie moment wat jy hier in die erediens sit, iets beleef dan van die verskil om in die ruimte te wees waar die woord van God is en die woord van God gepredik word, as om by Mac and Bean nou te sit en jou cappuccino te geniet. Nie dat God daar afwesig is nie, nie dat jy nie God se teenwoordigheid daar kan beleef nie, maar jou gedagtes en jou ingesteldheid was waarskynlik met jou cappuccino voor jou, verwondering aan al die mense wat verbystap. Al die figure wat jy sien, all sizes, klein, groot, lank en maar en rond en vet en hoe ook al. En wat het die mense aan? Jou gedagtes se goed is op ander plekke. Jy sit en wonder daar oor goetertjies wat môre by die werk. Jy sit daar met 'n hart vol bekommernis oor dinge, maar jy's nie in die ruimte waar die woord van God weer klink nie. Dis 'n anderse ruimte. Dis 'n ruimte waar binne God skepend besig is, veranderend besig is in jou lewe. En dis wanneer jy die belewenis het dat dit God is wat met jou praat, wat dinge in jou lewe verander. Verander op 'n ander se vlak. Nie verandering om te dink, maar ek moet nou môre links om die blok ry in plaas van regs om die blok ry nie. Maar waar ietsie binne in jou gebeur, in jou verhouding met God, in jou verhouding met jou medemens, jou ingesteldheid binne in jouself, jou ingesteldheid teenoor die lewe, waar jy aangeraak word diep in jou binneste, soos wat daardie vers is wat ons gelees het van die swaard, dat die woord die swaard is wat insny tussen hart en gees. Oopmaak dit wat hier binne-in is, wat jou onvrede bring, wat jou 'n gebrek aan entoesiasme vir die lewe gee, dat iets gebeur hier binne-in. Dit is wat die woord doen. Daarvan het ons hierdie ongelooflike getuienis vanoggend gehoor ook van biskop Ron Archer, Ronaldo, soos wat hy na homself ook verwys het. Die mees ongewenste mens, en is wat jy seker kan kry. Ek weet nie, daar is seker nog erger gevalle. Maar in hierdie geval, hy was totaal ongewend. Sy ma wou hom nie gehad het nie. Sy familie rondom hom wou hom nie gehad het nie. Hulle het almal probeer om hom dood te maak, om te verhoed dat hy in hierdie lewe sal inkom. En natuurlik, soos dit met 'n ongebore baba gaan, was hy bewus gewees, onbewustelik bewus gewees van hierdie aanslag op sy lewe. Is hy gebore op die ou end as 'n hakkelaar? Is hy gebore sonder 'n pankreas? Is hy gebore met 'n blaas wat eintlik te klein is? En soos hy skool toe, so het hy daar beangs en benoud en vreesend in die lewe op die ou end in die spesiale klas beland, waar daar nie eers probeer is om vir hom iets te leer nie, waar hy maar net elke dag sy hand in die verf moet druk en dan met die vinger verf op die papier of sy handdrukke afdruk. En 'n vrou met 'n Bybel kom sy lewe binne. Hy begin lees.
en lees. En lees. Hy begin skrifgedeeltes uit sy kop uit leer. Hy maak die ontdekking dat God hom liefhet. Dat hy gewens vir God is. Dat God die lewensasem in sy neus geblaas het. En 'n radikale omkering. Iemand wat met die angs en benoudheid wat binne in hom was, gestotter het, wat nie kon praat nie, word uiteindelik 'n prediker wat die woord van God verkondig sonder die vaagste aanduiding daarvan, dat hakkel ooit deel van sy lewe was. Hy word mens voor God, voor die aangesig van God. Die woord van God laat iets gebeur in hierdie jongman se lewe. Bring hierdie totale omwenteling, bring dit voort. En dis maar die een van duisende verhale wat bestaan. Daar's ook verhale wat bestaan van mense wat tot bekering gekom het, nie omdat mense met hulle gepraat het oor die Here nie, maar dat hulle tot bekering gekom het omdat hulle ergens 'n Bybel raak geloop het. In 'n hotelkamer, selfs iemand wat 'n uitgeskeurde bladsy van 'n Bybel wat in die wind buite rondgewaai het, op die ou end in die hand gekry het en gelees het. En terwyl hy hierdie woorde lees, hierdie geïnspireerde woorde, hierdie beademde woorde, hierdie woorde waar die Heilige Gees geblaas het oor die mense wat geskrywe het, en hierdie woorde, miskien is dit net 'n enkele vers, miskien is dit 'n hoofstuk, miskien is dit 'n boek, maar daar's 'n goddelike aanraking en 'n goddelike ontmoeting binne hierdie woord. Lewens word verander. Mense met die diepste hartseer word getroos wanneer hulle lees. Mense met die diepste pyne in hulle lewe word genees wanneer hulle lees. Mense wat twyfel, ontvang sekerheid, ontvang vastigheid wanneer hulle lees. Mense wat in skuld lewe met sonde, belewe vergifnis. Maar daar's een gevaar, en ons noem dit bibliolatrie. En dit is wanneer 'n mens die Bybel aanbid en nie God nie. Wanneer die Bybel die belangrike boek vir jou is. Wanneer die Bybel in byna elke vertrek in jou huis lê. Wanneer jy die Bybel het in die ou 33 vertaling, in die 53 vertaling, in die 83 vertaling, en miskien nou in die 2020 vertaling, en die Good News Bible, en the Message van Peterson, en die New International Version, en al hierdie boeke lê in jou huis, al hierdie Bybels lê in jou huis. En wanneer iemand daar buite vir jou sal sê, die Bybel is in die woord van God, dan wip jy regop, en dan sê jy, maar hoe kan jy dit so sê? Die Bybel is die woord van God. Jy kan nie sê dat die Bybel nie die woord van God is nie. En dan raak ons op Facebook in 'n gesprek met iemand anders aan die gang wat ontken dat die Bybel die woord van God is. En dan raak hierdie geveg met daai persoon oor die Bybel op die ou end of dit die woord van God is of nie, raak dit 'n geveg waarin daar persoonlike beledigings op die ou end rondgeslinger word, waar die persoon wat die Bybel as die woord van God verdedig, allerhande dinge sê wat jou laat wonder of die persoon ooit enigsins weet wat in die Bybel staan. Bibliolatrie is wanneer jy eintlik maar die Bybel sê, dis nogal 'n belangrike boek hierdie. Maar jy lees dit nie. Jy laat nie toe dat dit jou vat, dat dit jou gryp, dat dit jou lewe verander nie. 'n Opname in Engeland en Wales onder gereelde kerkgangers
het uitgewys en ek glo dat in Suid-Afrika dat dit 'n goeie aanduiding is eintlik maar vir onder Christene reg oor die wêreld. 'n Opname onder ekskuus tog, nou spring ek hier rond want ek sien die horlosie het my nou gevang. 'n Opname onder gereelde kerkgangers. Dis mense soos wat nou vandag hier sit. Nee, dis nie die mense daar buite wat nooit in 'n kerk kom nie. 16% van die mense wat Sondag in die kerk sit, lees elke dag uit hulle Bybel. 25%, min of meer, lees een keer in 'n week uit die Bybel. Met ander woorde, daar is so 32% van mense wat Sondag in die kerk sit, wat darm ten minste een keer in 'n week die Bybel lees. Dan is daar op 'n Sondag wat in die kerk sit, 68% wat vir meer as 'n jaar niks self uit die Bybel gelees het. Dis net die stukkie wat die dowe in die Sondag lees, wat uit die Bybel kom, of hier 'n woord hier of 'n woord daar, wat hulle dalk op 'n radio mag hoor. Bibliolatrie is 'n afgodsdiens. 'n Afgodsdiens wat reg binne in die kerk bestaan. Wat miskien selfs moontlik is dat daardie afgodsdiens, bibliolatrie, dat dit vanmôre ook, dat daar ook van ons is wat dit beoefen. Dat die Bybel 'n toeboek is. Dat jy nie bereid is om na God te luister nie. Ek stry oor God, daar is 'n God. Ek sal daaroor beklei. Maar ek het niks met hierdie God te doen nie. Hy is nie deel van my lewe nie. Mag die Here gee dat ons nie 'n leuen sal leef nie, en dat ons die leuen wat bestaan, wat ons dikwels leef, dat daardie leuen uitgewis sal word in ons lewe. In Jesus ons Here is daar ware vergifnis. In Jesus ons Here is daar waarlik krag om die woord lief te hê as die heilige geskrif van God. Kom ons help mekaar, want ons is almal swak. Kom ons help mekaar. Kom ons vra tydig en ontydig vir mekaar. Het jy vandag voor die Here stil geword? Nie net 'n gebedjie opgesê, lysie vir die Here gegee van alles wat jy nodig het nie, maar dat jy vir hom kans gegee om met jou te praat. Hemelse Vader, Here, U ken ons swakheid, ons verlorenheid, ons gebrokenheid. Ons kom lê onsself voor U en vra, Here, laat ons eet van die brood van die ewige lewe elke dag. In Jesus naam. Amen.